Goeiedag, ek is Emeritus Dominee Christian de Nuysen. Wat is 'n Christen? 'n Christen is iemand wat 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus het. Iemand wat glo dat hy of sy deur die soenverdienste van Jesus Christus se kruisdood en opstanding uit die dood vergewing van sondes en die ewige lewe ontvang het. Ons lees in 1 Johannes 5 vanaf vers 1 tot vers 5. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? In hierdie teksgedeelte lees ons 2 keer die woorde uit God gebore. Wat beteken uit God gebore? Dit is natuurlik die wedergeboorte. Wanneer jy uit jou moeder gebore word, ontvang jy die lewe, maar geestelik is jy egter dood weens die misdade en die sondes. Wat nodig is 'n nuwe geestelike lewe, wat slegs God kan gee deur sy genade alleen. 'n Mens kan ten minste 3 eienskappe van 'n wedergeborene in hierdie kort gedeelte identifiseer. Kom ons noem dit sommer geboortemerke. Die eerste geboortemerk is die ware geloof. 1 Johannes 5 vers 1 sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En in verse 4 en 5 word gesê dat ons die wêreld oorwin deur die geloof in Jesus Christus. Die geloof in Jesus Christus is nie die gevolg van menslike insig nie, maar is die werk van die Heilige Gees in die gelowige. Blote geloof is nie noodwendige ware geloof nie. 'n Ware geloof is 'n geloof dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en deur hierdie geloof het ons die ewige lewe. Die tweede geboortemerk is die liefde vir God en vir mekaar. Uit die suiwer geloof dat Jesus die Christus is dit onmoontlik dat die liefde nie daaruit sal voortspruit nie. En almal wat die Vader liefhet deur die verlossingswerk van Jesus Christus, het ook die kinders van God lief. Ons moet dus mekaar as medegelowiges lief hê, vir mekaar lief wees. Die derde geboortemerk is gehoorsaamheid. Die liefde van God of die liefde vir God bestaan nou juist daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Ongehoorsaamheid aan God is sonde, en die straf vir die sonde is die dood. Wanneer 'n mens aan die wêreld probeer vasklou, sal die gebooie van God sommer 'n groot las wees. God eis alles van ons. Die Here Jesus sê, as ons hom wil volg, moet ons onsself verloon en ons kruis elke dag opneem. As ons dit nie doen nie, kan ons nie sy disippels wees nie. Die Here soek nie oppervlakkige offers net om hom te probeer paai nie. Nee, ons moet ons liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offers. Dit is ons redelike godsdiens, om jou alles vir God te gee. Dis nie maklik nie. Maar wanneer ons uit God gebore is deur die genade van God en in Jesus Christus glo, dan is gehoorsaamheid aan God nie so swaar nie. Jesus Christus maak die las sommer baie lig. Het hy dan nie juist gesê dat sy las lig is en sy juk sag nie? Wanneer ons uit liefde vir God sy gebooie gehoorsaam, is dit nie 'n las nie. Dan is sy gebooie nie swaar nie. In plaas daarvan om die materialisme, selfsug en selfgeregtigheid en losbandigheid van die wêreld na te jaag, vertoon die ware Christen die geboortemerke van die wedergeboorte. Die opregte geloof in Jesus Christus, die alleroorheersende liefde vir God en vir al sy kinders, die vreugdevolle gehoorsaamheid aan God. Wat van u? Toets jouself aan die kriteria van 1 Johannes 5 vers 1 tot 5. Vertoon u die geboortemerke van die wedergeboorte. Amen. Hemelse Vader,
Help ons om daardie geboortemerke van 'n wedergebore kind van U duidelik te vertoon. Versterk ons geloof elke dag meer en meer deur U Heilige Gees. Laat ons liefde vir U en ons naaste elke dag groei en opborrel. Gee dat ons liggame aan U sal toewy as lewende offers. Ons smeek dit alles in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.